Goeiedag Kissasie kinders. Vandag gaan ons les 15 behandel. Dit gaan oor Rigters 11 tot 16 en dan ook Rit 1 tot 4. Nou hierdie stukkie in die Bybel gaan oor God wat ongehoorsaamheid van sy volk straf. Nou dit kan ons onthou van die vorige les ook. En wanneer die volk ware berou en bekering toon, verlos hy hulle van hulle vyande. God beskik dit ook sodat mense van heidense afkoms in sy geslagsregister opgeneem is. Nou heiden, wat beteken 'n heiden nou weer? 'n Heiden beteken is iemand wat nie in die Here glo nie. En op 'n manier, ons sal nou later sien hoe dit gebeur, het dit in Jesus Christus se geslagsregister daai mense ingekom. Goed, kom ons kyk gou verder. Nou hier kan ons sien, die Israeliete het vir Jefta gevra om hulle leier te word. Dit is nou waar hierdie volgende deel gaan. Gaan nou terug aan kaart toe, dan kan jy sien. Die Israeliete het alweer goed gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. En hy het hulle gestraf deur die Ammoniete te stuur om Kanaan vanuit die ooste aan te val. Nou hier kan ons sien, Kanaan is nou hier, die ooste is hierdie kant, so hy het die Ammoniete gestuur om hulle van hierdie kant af te kom aanval. En dan het hy ook die Filistyne gestuur wat hulle van die weste kant af ingeval het. So hulle is nou van links en van regs af aangeval. Maar daar's 'n goeie rede, hulle was weer ongehoorsaam. Hulle het vir 18 jaar lank in baie moeilike omstandighede verkeer, juis omdat hierdie mense hulle van al die kante af probeer aanval het. Nou wanneer hulle hulle afgode uit hulle midde uit verwyder het, soos hulle daai afgode weggevat het, dan het hulle God weer in alle erns gedien. Nou die Ammoniete het hulle laar by Gilead opgeslaan, en toe die Israeliete dit sien, het hulle by Mispa byeengetrek om teen die Ammoniete te gaan veg. So hulle daar nie ophou veg nie. Die Israeliete het geen leier of aanvoerder gehad nie. En Jefta, die seun van Gilead, hy het in Top gewoon. En hy was 'n baie dapper Israeliet, maar ook 'n leier van 'n bende. Die oudstes van die volk het hom gevra om die volk se leier te wees. Hy het eers gesê nee, hy wil nie, hy weier, en want sy halfbroers het hom vroeër uit die land uit weggejaag, omdat hy 'n ander vrou se kind was. So daar was maar baie ander gevegte wat ook in die agtergrond afgespeel het. Maar Jefta het uiteindelik gesê, dis reg, hy stem in, maar op voorwaarde dat hy hulle leier moet bly, selfs al het hulle teen die Ammoniete gewen. Nou Jefta het eers met die Ammoniete probeer onderhandel, hy het met hulle probeer praat, sonder dat hulle die geveg het. En die Ammoniete het hulle aan die samesprekings onttrek, en toe het hulle voorbereidings getref om Israel aan te val. So, die Ammoniete het hulle wou nie hierdie geveg opgee nie. Hulle het nie gesê, ons gaan nie daaroor praat en ooreenkom op iets nie, ons gaan veg. So toe het hulle begin regmaak om die Israeliete aan te val. Nou, Jefta het niks gehad om te vrees nie, aangesien die gees van die Here op hom gekom het, maar hy het tog getwyfel, en daarom het hy God gevra om vir Israel te help. Nou, hy het ook 'n gelofte afgelê, dat hy die eerste een wat hom by die huis tegemoet kom na die oorwinning met die Ammoniete, dat hy daai persoon uit dankbaarheid aan God sal afstaan. En so het die Here ook vir Jefta gebruik as instrument om vir Israel te verlos. Die Israeliete het die Ammoniete heeltemal verslaan en uit Kanaan uit verdryf. En hulle was baie bly oor die oorwinning. En selfs Jefta se dogter, sy was Jefta se enigste kind. Sy was so bly en sy het hom eerste ontvang. En wat beteken dit? Dit beteken, hy moet sy belofte nakom en hy moet sy dogter nou gaan gee om haar te wy aan die Here. Jefta was hy het berou gehad oor die besluit wat hy geneem het. Maar nadat hy die dogter oor sy gelofte ingelig het, was sy gewillig. Sy het gesê, dis reg, sy sal die gelofte nakom. Sy het vir Jefta gevra om haar toe te laat om vir 2 maande lank saam met haar vriendinne deur te bring, om te treur oor die feit dat sy nou nooit sal kon trou nie, waarna sy haar lewe in diens van die Here sou stel. So sy het gesê, goed, dis reg, ek stem in, ek sal gaan, maar gee my net 2 maande om saam met my vriendinne af te sluit en te treur oor hierdie feit. Sy het dit toe gedoen, en die Efraimiete het toe teen Jefta in opstand gekom. Hulle het hom daarvan beskuldig dat hy hulle nooit gevra het nie. Dis nou daai en hulle kom in opstand, so hulle hou nie daarvan nie. Hulle sê, jy het teen die Ammoniete gaan veg, maar jy het nooit vir ons gevra om jou te help nie. Jefta sê,
Hy het hulle wel geroep, maar daar was geen reaksie van hulle kant af nie. So die gevoelens tussen Jefta en die Efraimiete so hoog geloop dat Jefta die mans van Gilead byeengeroep het en toe het hulle geveg. Nou Jefta het 42.000 man verslaan. Nou ons lees nie van die volgende 3 rigters wat daarna gebeur het nie. Na Jefta se dood het Ebsan 7 jaar lank regeer. En toe is dit Elon wat hom 10 jaar later opvolg en dan Abdon vir die volgende 8 jaar. En Abdon is dan in Efraim begrawe. En die volgende gedeelte van hierdie les is baie bekend aan ons almal. Ons ken vir Simson, ons weet hy was baie sterk. Dis 'n merkwaardige persoon wat hulle in die Bybel oor geskryf het. Sy vader was Manoach en sy ma kon nie kinders hê nie. So sy het geweet sy gaan nie eendag kan kinders hê nie. Maar die engel van die Here het ook aan hulle verskyn en uit vir haar gesê sy sal 'n seun hê. Net soos, ek hoop julle kan mooi onthou, die Here het 'n engel gestuur om aan Maria te verskyn om te sê sy sal 'n seun in die wêreld hê. So hier's 2 goeters wat presies dieselfde gebeur het. Nou, die engel sê dat hy 'n Nasareëner sou wees. Nou, 'n Nasareëner of 'n Nasareer beteken dat hy sy hele lewe in diens van God moes staan. Met ander woorde, hy is iemand wat nie met die wêreld so goed gaan te doen kry nie, hy gaan nie trou nie, of hy gaan wel trou, maar hy gaan 'n instrument in die hand van die Here wees. So hy gaan baie lank sy hele lewe die Here dien. Nou die Engelse boodskap het ook hierdie boodskap vir Manoach sy pa gegee en Manoach het toe uit dankbaarheid 'n offer gebring vir die Here. Nou Simson beteken sterke of geweldige. En daar was iets wat Simson nooit mag gedoen het nie. Hy mag nooit sy hare gesny het nie en hy mag nooit sterk drank gedrink het nie. Nou God het Simson se kinderjare geseën en as 'n jong man het hy op 'n Filistynse vrou verlief geraak wat naby hulle gewoon het. Nou Filistyne was nie gelowiges nie, so dit moes nie eintlik gebeur het nie. Sy ouers het nie saamgestem met sy keuse nie, maar hulle het later saam met hom na Timna gegaan waar die vrou gebly het en hulle het ook met die ouers onderhandel oor sekere voorwaardes met die oog op die huwelik. So hulle het gepraat oor wat hulle mag en wat hulle nie moet doen as hulle nou trou nie. Sy ouers het nie geweet dat die gees van die Here Simson gedryf het om teen die Filistyne te gaan veg nie. So hy wou nou met 'n Filistynse meisie trou, maar hy moes ook veg teen die Filistyne. Nou op 'n dag het 'n jong leeu Simson bestorm terwyl hy alleen gestap het. En hy het die leeu gegryp en hom doodgemaak. Hier's 'n prentjie van min of meer hoe dit moes gelyk het. Hy het die leeu se karkas net daar langs die pad gelos. Hy het niks met die dooie leeu gedoen nie, hy het hom net daar gelos. Nou toe het Simson 'n rukkie later op dieselfde pad geloop waar hy die leeu doodgeslaan het en hy het gesien dat bye in hierdie karkas van die leeu het die bye heuning gemaak. En hy het van die heuning gehaal en hy het daarvan geëet. Toe het hy 'n raaisel van hierdie gebeure gemaak om vir die gaste by sy troue te gee. Nou, troues in daai tyd het baie lank gevat. Dit was soos 'n weeklange seremonie. By ons is dit 'n dag en dan is dit klaar, maar hulle het dit anders gedoen. Nou, as hulle die raaisel kon oplos, sou hulle 'n beloning ontvang. Nou, hulle dreig vir Simson se vrou en haar familie met die dood, so hulle wil baie graag hierdie beloning kry, maar hulle kan nie die raaisel oplos nie. Sy word verplig om aan hulle die antwoord te gee en sy soebat vir Simson om vir haar die antwoord op hierdie raaisel te gee. Nou die raaisel was die gebeure wat gebeur het met die leeu en dan die bye wat binne in die leeu se karkas nes gemaak het. Nou toe Simson die antwoord aan haar meedeel, die antwoord vir haar gee, het sy die antwoord dadelik vir die gaste gaan gee. Simson moes toe vir 30 mans elk 'n stel klere gee. Wat doen hy toe? Hy is so kwaad, hy gaan maak 30 Filistyne dood en hy vat hulle klere en hy gee dit aan daai mans wat hy nog geskuld het. Maar hy is so kwaad dat hierdie vrou van hom vir hulle die raaisel se antwoord gegee het, dat hy sy vrou los en hy gaan terug na sy ouers toe. Nou sy skoonpa het toe Simson se vrou aan een van die strooijonkers gegee. So hy het gesê, goed, Simson het nou geloop, hierdie vrou sy dogter gaan nou sommer trou met 'n ander man, wat ook by die troue was. Simson het toe later teruggekeer om sy vrou te gaan haal, en toe het hy uitgevind dat sy vir iemand anders gegee is, en hy was so kwaad dat hy 300 jakkalse gevang het. En hulle het 2-2
aan hulle staarte vasgebind met 'n fakkel wat brand. En toe het hy hierdie klomp jakkalse in die Filistyne se koringlande losgelaat, sodat al hulle koringlande afbrand. Hy was so kwaad, die Filistyne was so kwaad oor wat hy gedoen het, dat hulle haar en haar pa se huis gaan afbrand het. So hulle het verskriklik met mekaar beklei. Nou Samson het uit reaksie van die Filistyne, dit wat hulle nou gedoen het, het hy opgetree en hy het weer groot skade aan hulle berokken. Die Filistyne het 'n leer op die been gebring om hom op sy plek te sit. Toe die Israeliete die leer sien, die manne sien wat nader kom, het hy op sy om hom op sy plek te sit. Toe die Israeliete die leer sien, was hulle so bang dat hulle Samson met toue vasgebind het en aan die Filistyne uitgelewer het. So hulle het geweet Samson is 'n gevaarlike man. Hy is baie sterk en hy kan nogal moeilikheid maak. Hulle hom met toue vasgebind en Samson het toegelaat dat hulle hom met toue vasbind. Hy hoef nie dit te gedoen het nie, hy is sterk genoeg. Nou die Filistyne het tydens hierdie uitlewering het hulle gejuig. Hulle was baie bly, maar die gees van die Here was nog steeds met Samson en hy het hierdie toue en bande gebreek. En die Here gee hom ook krag om dit sonder moeite te doen. Dit het gelyk asof dit vir hom niks was nie. So wat hy toe doen, is hy vat 'n eselskakebeen. Nou dit is 'n kakebeen van 'n donkie en dit min of meer so gelyk. En hy het 1000 Filistyne doodgeslaan met hierdie donkie kakebeen. En toe noem hy die plek waar hy dit gedoen het, Legie. Dit beteken kakebeenshoogte. Nou die volgende gedeelte is, Samson raak verlief op Delila. Nou ek seker julle het al hierdie deel van Samson se geskiedenis gehoor. Hy raak verlief op Delila. Sy was baie slim en uitgeslaap, so sy was slim en bietjie skelm. Sy probeer 3 keer om Samson se geheim uit te vind, oor hoekom hy so sterk is. Hoe kry hy dit reg? Maar hy vertel nie vir haar nie. Samson verslaan elke keer die Filistyne so maklik. En sy speel toe nou op sy gevoel. Sy sê vir hom mooi goeie sodat hy moet luister en om uiteindelik sy geheim vir haar te vertel. En hy sê te vir haar, hy is 'n Nasareër, met ander woorde, hy is in diens van die Here, maar hy mag nie sy hare afsny nie, want dan sal hy al sy krag verloor en hy sal soos 'n gewone mens wees. En Delila maak hom toe op haar skoot aan die slaap, daar kan jy min of meer sien hoe dit moes gelyk het. En wat gebeur toe? Sy sny van sy hare af. Hulle het dit so gevleg in vlegseltjies en sy sny stukkies van die hare af. Sy sê toe vir hom dat die Filistyne op pad is en hy gaan soos die vorige keer om hulle te verslaan. Hy het nie geweet sy hare is afgesny nie. So, omdat hy dit nie weet nie, het hy die Filistyne gegryp. Die Here was nou nie meer met hom nie, so hy het nou gesukkel, hy was nie so sterk nie. En toe het hy hulle oë uitgesteek, sy oë uitgesteek. So met ander woorde, toe word Samson blind. Nou hulle neem hom toe na Gaza toe en hulle sit hom in die tronk waar hy baie harde werk doen. Hier is sommer net 'n oulike prentjie. Samson was sterk, Delila het hom verlei, hy het verlief geraak op haar, sy sny sy hare en daarna sy oë uit, so hy word toe nou blind. Goed, nou gaan ons lees oor Samson se dood. Die Filistyne het groot fees gevier omdat hulle nou hierdie Samson gevang het. Hulle het dit in die tempel gehou van hulle god Dagon. Dis 'n afgod, né? En hulle was so bly dat hulle uiteindelik vir Samson na 20 jaar gevang het. Hulle dank God, hulle god Dagon, vir die oorwinning en sien dit as Dagon wat die Here oorwin het. Want Samson het in die Here geglo. En Dagon was 'n afgod. En omdat hulle nou vir Samson kon vang, sien hulle dit nou as Dagon het oor die Here gewen, hy het hom gewen. Nou toe hierdie fees nou in volle swang is, hulle is lekker almal besig om partytjie te hou en vrolik te wees, toe laat hulle vir Samson kom, om hom te laat kyk na hulle oorwinning. Wel, hy kon nie kyk nie, so hy kon hoor en voel dat hulle baie bly is hulle het hom oorwin. Hulle sê, ons God het ons vyand, wat ons land so verwoes het, en so baie van ons doodgemaak het, in ons mag gegee. Maar, intussen het Samson sy hare weer begin groei, en sy krag het teruggekeer. En hy het vir die seun wat sy hand gehou het, gevra om hom teen die pilare van die tempel te laat leun, want hy het moeg geword, maar hy was eintlik baie slim. Die tempel was vol mans en vrouens, en al die leiers van die Filistyne was ook daar. Op die dak van die tempel was daar nog 3000 mans en vrouens wat kom kyk het. Hy het God om hulp geroep en gebid. Oppermagtige Here, dink tog aan my. God, maak my tog net hierdie een keer so sterk dat ek my kan wreek op die Filistyne voor my oë.
So hy bid toe dat die Here hom moet help vir hierdie een laaste keer, dat hy hierdie goddelose mense kan doodmaak. Hy druk toe met sy hande teen die 2 hoofpilare waarop die gebou rus, en voor al hierdie feesgangers se oë het die hele tempel ineengestort. Nou al hierdie mense wat daar was by hierdie fees, sowel as Samson sterf. Hy het geweet, hy sal ook sterf, want al hierdie klippe gaan op hom val, maar hy het tot sy dood toe gedoen wat die Here van hom gevra het. Sy familie begrawe hom nou in dieselfde graf as sy pa. Samson word 'n geloofsgetuie genoem in die Hebreërs in die Nuwe Testament. En dit wys ook na Christus vooruit. Christus het ook sy lewe afgelê vir sondaar mense. Samson het die volk tydelik verlos, maar Christus verlos ewig. So jy kan sien daar, die Here gebruik mense, gewone mense, om sy woord te verkondig en te wys dat hy gaan kom. Die volgende gedeelte waaroor hierdie les gaan is oor Rut. Nou Rut is ook 'n vrou wat ons almal al van gehoor het. Sy het tydens die rigterstyd gelewe en daar was groot droogte in Kanaan. Elimelech het uit Bethlehem weggetrek om kos en vee te gaan soek. Nou, Elimelech is 'n man en sy vrou was Naomi en hulle het 2 seuns gehad, Maglon en Giljon, en hulle het saam getrek. En na 'n ruk het hulle pa Elimelech gesterf. En intussen het hulle getrou met 2 Moabitiese vrouens. Nou, so jy kan mooi onthou van daai kaart, Moab was net buite Kanaan. Dit was nie gelowige mense nie. En hulle was baie lief vir Naomi, hierdie 2 vrouens. Nou Maglon en Giljon sterf ook. En Naomi besluit om terug te gaan na Kanaan toe, na haar mense toe. Want die Here het vir haar daar uitkoms gegee en daar was toe nou weer kos na die hongersnood en die droogte. Naomi se 2 skoondogters sê hulle wil saamgaan. Sy sê hulle moet bly by hulle mense en hulle sê nee, hulle wil met haar saamgaan. En uiteindelik sê een van die skoondogters, Orpa, ja, sy gaan terugkeer na haar mense toe, maar Naomi wil by Rut wil by Naomi bly, nie Naomi. Rut wil by Naomi bly. Nou, kom hulle terug in Kanaan in, hulle is in Bethlehem, toe Naomi terugkeer, al die mense onthou haar, sy is baie bly om almal weer te sien, maar sy is tog hartseer, want sy was laas daar met haar man en haar 2 seuns, en nou het sy hulle nie meer nie. Die mense noem haar nou Mara, want dit beteken bitter, dit beteken sy is nie meer dieselfde as wat sy was nie, sy is bietjie hartseer. Nou Naomi en Rut was baie arm, en Rut het toe gaan gars optel op die lande wat gestroop is. Nou hier kan jy mooi sien, hier stroop die mense al die koring, en dit wat hier oorbly op die dorsvloer, dit tel sy nou op, sodat hulle net ietsie kan eet. Nou sy tel die koringare ook wat geval het op Boas se land. Hy hoor hoe hard hierdie vrou werk, en dat sy op geen ander man se land ook gars gaan optel nie, en hy vra toe oor haar uit. En hy kom te hoor dat sy Naomi uit Moab, sy kom saam met Naomi uit Moab uit. En Naomi was familie van hom. Hy sê ook die werkers moet aspres van hierdie are laat val, dat sy dit kan optel. Hy wil goed wees vir haar. Hy nooi haar om saam met sy diensmeisies te eet en te rus. Sy vertel opgewonde vir Naomi dat hy so vriendelik was en so goed was vir haar. En toe sê Naomi vir haar dat hy haar losser is. Nou 'n losser beteken dis iemand wat grond teruggekoop het van 'n familielid wat sy grond moes verkoop om aan die lewe te bly. Nou dis presies wat Elimelech was. Elimelech moes sy land verkoop want dit was mos baie droog en toe het hierdie Boas die grond teruggekoop van sy familie wat dit daar gelos het. Nou in die ou tyd het dit beteken daar was 'n lossingsreg. Daar was dit. Naomi verduidelik vir Rut hoe dit werk. En Rut het toe een nag aan die voete van Boas gelê terwyl hy op die dorsvloer geslaap het. Nadat sy haar koring opgetel het sy daar by sy voete gaan lê. En sy het vir Boas gevra om haar losser te wees. En hy het aandagtig geluister. Maar daar was een probleem. 'n Ander familielid het die eerste reg gehad om as losser op te tree. Hy was nie heel eerste in die lyn nie. Hy het beloof om die saak deeglik te ondersoek en te help sover hy kan. Rut het haar goed gedra, sy was 'n deegsame vrou, sy het gedoen wat sy moes, en hy het vir haar toe gars geskenk gegee wat sy na Naomi toe gestuur het. En Boas het hierdie belofte wat hy hier gemaak het hy toe gehou, en hy het 10 manne uit die oudstes van die stad geroep, om met hulle hierdie saak te bespreek. Hy wou die regte ding doen. Die ander familielid was ook daar, maar hy het nie kans gesien om met haar te trou nie.
Dit was die plig van die losser om met die weduwee te trou om 'n nageslag te hê, om kinders te hê. So hy het toe met hierdie Rut getrou, sodat hulle Israel in stand kan hou en sodat die nageslag kan aangaan. Nou die man wat nie as losser wou optree nie, het sy skoen uitgetrek. Sien julle, daar is 'n skoen, hy gee dit vir Boas, om te bevestig dat dit reg was. Dit was in orde met hom, hy het nie gevoel dat Boas verkeerd optree nie. Die skoen was bewys dat jy iets besit. En wat het hy besit? Hy kon met Rut trou, dis wat hy kon besit. Nou hulle was baie bly, Boas was baie bly dat hy vir Rut as sy vrou kan kry, en hulle het later 'n seun gehad en sy naam was Obed. Hy het alles geërf wat van aan Elimelech behoort het. Dis nou die Naomi se man. En Obed se seun was Israel en hy was Dawid se pa. En Jesus is uit Dawid se nageslag gebore. So hier kan jy mooi sien die lyn wat loop. God het sy belofte gehou dat daar een sou kom wat mense sou verlos van hulle sonde. Net soos Boas, die losser, wys vooruit na Christus wat ons kom verlos van ons sonde. So jy kan sien, die Bybel maak elke keer sin. As daar 'n storie vertel word, is daar altyd 'n rede hoekom hierdie storie in die Bybel is. Dit wys vooruit na Jesus se koms wat ons sal verlos van ons sonde. Dit is eintlik so 'n groot troos.